Swak arbeid of swak boer? Volgens my opinie lê die probleem in die meeste gevalle by die boer, omdat hulle nie mooi verstaan hoe om die beste uit hulle arbeid te kry nie. Ek gaan een Saterdagoggend gou hier af na die BKB handelstak om 'n paar inkopies te gaan doen. En terwyl ek daar binne in BKB is, kom stap daar 'n skaapboer in en ek vra vir hom, "Jong, hoe gaan dit met jou boerdery?" En hy sê, "Ja, wat jy weet mos hoe gaan dit so. En ek vra vir hom, "Maar en jou seun wat nou plaas toe gekom het jy al 'n bietjie oorgegee aan hom, begin hy bietjie voorvat." En hy sê vir my, "Ja, ek is nou baie rustiger want hy beklei nou met die boys. Ek hoef nie meer met hulle te beklei nie." En ek dink myself, is dit regtig hoe dit gaan op jou plaas? Is dit wat die jong man se werk is om met die werkers te beklei? Is dit wat jy nog heeltyd gedoen het om met die werkers te beklei? Is dit hoe jy met jou arbeid werk? En is dit nie dalk die rede hoekom dit maar so met jou boerdery gaan nie? Nou as jy wil weet of beter verstaan hoe om met jou arbeid te werk en die beste uit jou arbeid uit te kry, kyk hierdie video tot aan die einde waar ek sal verduidelik wat jy moet doen om die beste uit jou arbeid te kry. Daar is basies net 3 maniere hoe jy meer geld kan maak uit jou skaapboerdery. En daar is ook net 3 plekke waar jy kan fokus om dit reg te kry. In hierdie video gaan ons kyk na wat is die 3 maniere om meer geld te maak uit jou skaapboerdery uit. Dan gaan ons kyk na wat is die 3 fokusareas. Ek noem dit die 3 pilare van winsgewende skaapboerdery. En in een van daai fokusareas gaan ons spesifiek kyk na arbeid en hoe jy jou arbeid moet hanteer om die optimum produktiwiteit uit jou arbeid te kry. En as jy bly tot aan die einde van die video, dan gaan ek jou vertel hoe jy jou boerdery binne 12 maande kan omdraai om te tel onder die top 20% skaapboere in Suid-Afrika. Baie welkom by hierdie video. As dit jou eerste keer hier is, my naam is Bram Coetzee en ek is al vir meer as 30 jaar betrokke in die skaap- en wolbedryf in Suid-Afrika. Om te weet of jy hulp nodig het met jou skaapboerdery, is dit belangrik om te weet waar staan jy met jou skaapboerdery. Wat is jou verwysingspunt? Waar staan jou boerdery byvoorbeeld teenoor die top 20% skaapboere in Suid-Afrika? So as jy wil weet waar staan jou boerdery in vergelyking met die top 20% skaapboere in Suid-Afrika, gaan kyk hier onder hierdie video. Daar sal 'n skakel wees wat sê WMS skaapboerdery evaluasie. Die skakel lyk soos wat die skakel hier onder lyk. Jy sal sien daar is die skakel. So gaan klik net op die skakel en dan vul jy daai kort evaluasievorm in en dit sal vir jou baie goeie aanduiding gee van waar jou boerdery staan teenoor die top 20% skaapboere in Suid-Afrika. Want as jy nie weet waar jou boerdery staan nie, gaan jy nie weet of jy hulp nodig het nie. Jy kan ook net as jy nie die skakel kry nie, gaan na die opmerkings en dan gaan tik jy WMS in die opmerkings en dan sal ek vir jou die skakel stuur as jy onseker is oor waar om dit te kry. Dan, daar is basies net 3 maniere om meer geld te maak uit jou skaapboerdery uit. Die eerste is om die prys te verhoog. Die tweede is om die koste te verlaag. En die derde is om meer van daai produk te produseer. So net ter illustrasie gaan ek vir jou net 'n baie eenvoudige voorbeeld gee van hoe dit werk. Ek weet dit is baie meer kompleks en die meeste van julle boer nie net met skaap nie, boer met bees of daar is ander vertakkings ook. Maar ek gaan net fokus op skaapboerdery om die beginsel by jou tuis te kry. So ons gaan kyk hier na 'n boerdery van 1000 oeye en ons sê die inkomste per ooi is R1000 en die uitgawe per ooi is R600. So dit gee vir jou dan 'n wins van R400 per ooi. So as ek gaan kyk na hierdie grafiek, dan gaan jy sien hier op die onderste as het ek die aantal oeye. Ons sê die plaas kan 1000 oeye vat volgens die huidige draagkrag van jou
van jou grond. En op hierdie kant het ons dan die rand maal met 1000. En dan hierso is 200.000, 4, 6, 8 en tot by 1 miljoen rand. So as jy dan R1000 uit jou oeye uitgemaak het, uit 1000 oeye, dan jy 1 miljoen rand gemaak, of sy inkomste gekry, dan die rooi lyn hierso is dan jou vaste koste, ons sê dis R300.000 vir die jaar, en dan op daai oranje lyn het jy die veranderlike koste. Dit is die koste wat saamloop per ooi, per eenheid wat jy het. Nou hierdie koste van jou op hierdie onderste as, ons het nou hier oeye, maar jy kan ook hier insit, dit kan per hektaar wees, per kleinvee eenheid, per kilogram, wat ook al die eenheid is, waarop jy werk. So hier is dit weer belangrik, dat as jy jou boerdery wil vergelyk met 'n buurman, of met iemand anders daar in die omgewing, dan moet jy gaan kyk na, as jy nie dieselfde eenheid gebruik, waarvolgens jy bereken, en dieselfde metode gebruik, waarvolgens jy bereken, dan kan jy eintlik nie 'n vergelyking maak nie, want julle is nie op dieselfde, julle vergelyk nie appels met appels nie. So dit is hoekom dit belangrik is, dat jy basies deel raak van 'n groep. As jy nie deel is van 'n studiegroep nie, raak deel van 'n groep, waar jy dan jou boerdery kan vergelyk met ander boere, maar dit is ook baie belangrik, al vergelyk jy nie jou boerdery met ander boere nie, dat jy presies weet wat gaan in jou eie boerdery aan. So as ons gaan kyk na hierdie hierdie groen lyn hierso, dit is die inkomste. En dan sien ons dat hierdie oranje en rooi is die totale koste dan. So in hierdie geval sal jy so hier rondom 450 oeye, as dit die scenario is, dan sal jy gelyk breek hier rondom 450 oeye, en dan stelselmatig soos wat jy aangaan, sal jy meer dan wins maak uit die boerdery. So, nou as ons sê, daar is net 3 maniere, so hoe kan jy hierdie wins per ooi verhoog? Hoe maak jy dit gemiddeld meer per ooi? So, daar is verskillende maniere wat jy dit kan doen. Jy kan jou lampersentasie verhoog, jy kan jou speenpersentasie verhoog, jy kan jou kilogramme lam wat jy speen of bemark verhoog. Jy kan besluit jy gaan rammeteel, stoetdiere verkoop. Wat is dit wat jy doen om daai persentasie of daai gemiddelde inkomste per eenheid te verhoog? Verkoop jy net direk aan die abattoir, bel jy net 'n agent, het jy 'n metode, is daar 'n gedeelte van jou produk wat jy direk aan die verbruiker verkoop, byvoorbeeld jy saag jou vleis op, maak pakkies, verkoop dit aan die mense in die dorp. Wat doen jy om daai inkomste, gemiddelde inkomste per eenheid te verhoog? Dan as dit kom by die veranderlike koste, dit is goed soos doseerkoste en skeerkoste ensovoorts, alles wat direk verband hou met die dier self. So, hoe gaan jy daai koste verlaag? Hoe gaan jy seker maak dat jy jou koste optimaal bestuur en benut? So hierso is goed soos voerkoste is gewoonlik die hoogste of die grootste komponent hierso, en om dit te gaan verlaag, sal jy moet gaan kyk na, ek praat altyd van die regte kos vir die regte dier op die regte tyd vir die regte periode, sodat jy nie onnodig voer gee vir diere wat dit nie nodig het nie. Want jy wil jou oeye net in optimum kondisie hê. Jy wil nie jou oeye oorvet voer, want dit help nie, jy maak hulle vet nie. Jy moet hulle net absoluut in die regte kondisie hê. En dan wat jou oorhoofse koste aanbetref, jou vaste koste aanbetref, is daai vaste koste van jou optimaal vir dit wat jy wil doen met jou boerdery. Byvoorbeeld, ry jy met die nuutste Land Cruiser bakkie, maar jy het eintlik maar net 'n gewone Mahindra 2-wiel nodig om jou boerdery te bedryf. Belas jy nie jou boerdery onnodig met vaste koste wat die boerdery nie kan hanteer nie. As jy al daai goeders gaan doen, dan kan jy daai wins marge van jou verhoog. So, wat is die 3 fokusareas? Ek noem dit die 3 pilare van winsgewende skaapboerdery. As jy hierdie 3 fokusareas optimum bestuur en
en benut, dan sal jy 'n volhoubare skaapboerdery bou wat jy aan toekomstige geslagte kan oordra. Nou daai 3 fokusareas is eerstens besigheid en mense, natuurlike hulpbronne en produksie en bestuur. En arbeid val natuurlik onder besigheid en mense, ons sal bietjie later dan daaroor gesels. So onder besigheid en mense kyk ons na die eerste een daar is dink soos die top 1% skaapboere, skep 'n strategiese besigheidsplan, bemeester jou plaas en finansies, bou 'n veerkragtige en 'n skaalbare boerdery, arbeid, bemarking en verkope vir maksimum wins, en dan opvolgbeplanning en die bou van 'n boerdery nalatenskap. So die eerste een hierso is dink soos 'n top 1% skaapboer. Nou die meeste skaapboere wat ek ken, hulle spandeer meer tyd in hulle besigheid as aan hulle besigheid. Hulle is heeltyd besig om te boer en krisisbestuur toe te pas, om te sorg dat alles regloop op die plaas. En die rede daarvoor is baie gevalle is die boerdery is maar klein, so hy moet maar meeste van die goed self doen. Maar as jy jou boerdery regtig suksesvol wil kry, dan sê jy moet tyd spandeer aan jou boerdery. En as ek praat van tyd spandeer aan jou boerdery, dan is dit goed soos beplanning en stelsels om te sorg dat jou boerdery optimum bestuur, dat jy die optimum wins of maksimum wins kan maak uit jou boerdery oor die langtermyn, en ook om te sorg dat daai boerdery suksesvol oorgedra word na die volgende generasie. So as jy meer tyd spandeer om krisisbestuur te doen as wat jy spandeer om te sorg dat jy beplanning doen aan jou boerdery, dan het jy hulp nodig. Nou, een van die eerste goed is die skep van 'n strategiese besigheidsplan. So hierdie top 1% skaapboere, hulle weet wat wil hulle uit hulle boerdery hê op die langtermyn. Wat wil hulle hê uit daai boerdery oor die volgende 10, 15 jaar? En as jy weet wat jou langtermyn visie vir jou boerdery is, dan sal jy weet wat om te doen op die korttermyn. So jy moet 'n langtermyn besigheidsplan hê, 'n strategiese plan met 'n korttermyn implementering. So as ons praat hier van reverse engineering, so as jy weet wat jy oor 15 jaar wil hê, en jy werk daarvan af terug, dan gaan jy weet waar jy moet wees oor 10 jaar, jy gaan weet waar jy moet wees oor 5 jaar. Jy gaan weet waar jy moet wees oor 'n jaar van nou af, en dan oor 6 maande, en wat moet jy die maand doen om te sorg dat jy op koers bly om by jou 15 jaar doelwit uit te kom. So dis wat ons bedoel met 'n strategiese besigheidsplan. So jy moet dan gaan vir jou plan uiteensit waar jy dan stap vir stap gaan uitwerk. Wat is dit wat jy wil doen? Wat moet gedoen word om daar uit te kom by daai langtermyn doelwit van jou? En as jy dit dan gedoen het, dan moet jy dit maar net gaan, wat ons noem, jy moet dit monitor, jy moet evalueer en jy moet regstel. Jy moet monitor, evalueer en regstel om te sorg dat jy op koers bly om by jou langtermyn visie uit te kom. Dan die derde een daar is bemeester jou plaas en finansies. Weet jy wat in jou boerdery aangaan? Hoe werk jou inkomstes en uitgawes? Hoe werk jou bates en lastes? Ek sien die meeste boere, hulle kyk maar net wat gaan op sy bankstaat aan. Is daar geld in die bank en dan werk hy daar vir ons. Nou, 'n boerdery is 'n komplekse besigheid, en die inkomste in jou boerdery is nie, dit kom nie gereeld in, elke maand 'n bietjie nie. In meeste gevalle lam die man 1 keer 'n jaar, hy skeer 1 keer 'n jaar, of hy skeer 3 keer in 2 jaar. So die inkomste is op spesifieke tye, maar die uitgawes is elke maand. So hoe gaan jy te werk gaan om te weet dat jy op lyn is? Want as jy dit nie doen nie, as jy net kyk wat is in die bank, dan kan dit wees dat jy nou net klaar, jy nou lammers verkoop en jy klaar geskeer. Nou lyk dit of daar 'n klomp geld in die bank is. En nou gaan spandeer jy net om die maand daarna uit te vind, maar jy het nie geld nie. Of jy moet ewe skielik met jy BTW oorbetaal en dan sê, o, hel, maar ek het nie nou genoeg geld om my BTW te betaal nie.
So hoe lyk hierdie finansies van jou? Het jy 'n begroting wat jy opstel? En as jy 'n begroting opstel, hoe monitor jy dit? Want 'n begroting is 'n indikasie wat van jou inkomste en jou uitgawe. Jy het jou uitgawes vir die afgelope jaar, 2, 3 jaar, so jy weet min of meer hoe loop jou uitgawes per maand. So jy kan 'n begroting opstel wat vir jou wys wat is jou maandelikse uitgawes vir elke item op jou plaas. En dan het jy ook 'n inkomstebegroting. Jy weet wat jy ingekry het en wanneer die geld moet inkom. Jy weet wanneer jy skeer, jy weet wanneer jy min of meer jou speenlammers gaan verkoop. So jy moet dan begroot wanneer daai inkomste gaan inkom en dan die belangrike ding is om dit te monitor. Jy moet elke maand kyk hoe lyk die werklike uitgawe en inkomste teenoor dit wat jy begroot het. En as daar afwyking is, dan moet jy regstel. Dan moet jy gaan sê, okay, dit is wat nou hier gebeur het en dan moet jy dit verander, jy moet regstel. Die goed is nie gegiet in vas dat jy dit nie kan verander. Dit is jou boerdery, dit is jou besigheid. Hierdie is net 'n indikasie vir jou om te kyk of jy op die regte pad bly. Dis jou padkaart. So jy sal moet begrotings gaan opstel om te sorg dat jy jou boerdery dan reg bestuur en jou finansies reg bestuur. Dan ook belangrik is het jy bate en laste, het jy 'n register vir jou bates. Weet jy wat is die waarde van jou vee op jou plaas elke maand? Wat is jou beginwaarde en wat is jou eindwaarde? Want as jy, dit kan lyk of jy geld gemaak het, maar jy het eintlik van jou voorraad verkoop. Jy het van jou oeye verkoop. So, hoe weet jy of jou beginvoorraad en jou is jy op dieselfde voorraad? Of dit lyk of jy in 'n kontantvloei knyp is, maar jy het eintlik net vee terughou. So, as jy nie weet hoe loop daai bates en lastes van jou nie, en jou inkomste en uitgawes en wat is die verhouding teen mekaar nie, dan gaan jy probleme optel. Dan as ons kom by hoe bou jy 'n veerkragtige en 'n skaalbare boerdery? Hierso is dit belangrik dat jy standaard operasionele prosedures in plek het. Jy kan nie jou boerdery uitbrei of skaal as jy alles self moet doen en al die besluite self moet neem en al die opdragte moet gee. Jy kan net soveel op 'n dag doen. Jy het net soveel ure in 'n dag wat jy dit kan doen. So daar is geen manier wat jy jou boerdery sal kan uitbrei of skaal as jy nie vir jou prosedures in plek sit nie. In die geval wat jy in elk geval nie jou boerdery wil skaal nie, maar dit net beter wil bestuur of optimum wil bestuur, is dit ook belangrik dat jy hierdie standaard operasionele prosedures in plek het, want dit verskans risiko. So, wat bedoel ons met standaard operasionele prosedures? Daar is goed op jou plaas wat 1 keer 'n week moet gedoen word. Daar is goed op jou plaas wat elke dag gedoen moet word. Daar is goed wat 1 keer 'n week gedoen moet word. Daar is goed wat 1 keer in 14 dae gedoen moet word. Daar is goed wat 1 keer 'n maand gedoen moet word. Daar is goed wat 1 keer 'n kwartaal gedoen moet word. Daar is goed wat 1 keer in 6 maande gedoen moet word en dan is daar goed wat 1 keer 'n jaar moet gedoen word. So wat is daai goed wat in daai kategorieë val? En dan moet jy dit gaan neerskryf. En dan moet jy gaan skryf, wat is dit wat gedoen moet word? Wanneer moet dit gedoen word? Hoekom moet dit gedoen word? Wie moet dit doen? En hoe moet dit gedoen word? So elkeen van daai goeders moet geskryf word. En die rede daarvoor is dat as vir wat risiko aanbetref, as jy iets oorkom, dan is dit baie maklik vir jou vrou, of as jy 'n vrou is vir jou man, om te gaan sê, dit is die standaard operasionele prosedure, dit is hoe hierdie boerdery bedryf word op 'n dag-tot-dag basis. En dit is al die goed wat moet gebeur. So nou is dit maklik om iemand te gaan kry, as jy dit nie self kan doen nie, kan hulle iemand gaan kry om daai goed te doen, te sorg dat die goed gedoen moet word, wat moet gedoen word. Want as hulle dit nie weet nie, en jy is nie meer daar nie, dan val die pap op die grond. So, dit is belangrik dat jy standaard operasionele prosedures vir jou boerdery het, om dan risiko te beperk. En dan is daar ook, in terme van het jy voldoende versekering in plek, hoe lyk jou droogteverskansing?
bestuur jy jou besigheid? Wat gaan jy doen as dit droog raak? Het jy 'n metode, het jy 'n stelsel in plek om te sê as ons vir soveel maande nie reën gehad het nie, of as die reënval so ver onder die gemiddeld is, dan moet ek sekere goeders begin doen om te sorg dat ek nie in die moeilikheid inkom nie. Hoe lyk daai plan van jou? Dan wat jou arbeid aan betref, hoe lyk jou bestuur van jou arbeid? Want as jy standaard operasionele prosedures in plek het, dan moet jy in die aard van die saak ook mense hê wat daai goeders kan doen. En die mense wat dit doen, moet daai werk verstaan. Hulle moet dit produktief kan doen, hulle moet dit optimaal kan doen. So hoe lyk jou arbeid? Weet elke ou, het jy rolle en verantwoordelikhede vir jou arbeid? Weet elke ou presies wat hy moet doen? Weet elke ou presies wat van hom verwag word? Wat is die verantwoordelikheid? En as ons praat van verantwoordelikheid, dan jy kan nie verantwoordelikheid en besluitnemingsgesag skei van mekaar nie. So as jy wil hê iemand moet die verantwoordelikheid vat, dan moet jy vir hom die besluitnemingsgesag ook kan gee. Anders dan kan hy nie die verantwoordelikheid vat nie, dan voer hy net 'n opdrag uit en die ou wat die opdrag gee is die ou wat die verantwoordelikheid vat vir daai aksie. So het jy rolle en verantwoordelikhede in plek vir jou arbeid. Is jou dienskontrakte in plek sodat jy nie in probleme kom met die arbeid nie of arbeidwetgewing nie. Dan het jy 'n stelsel van komplimentering, of het jy 'n stelsel van kritisering. Kyk jy net wat die ou verkeerd doen en dan klim jy in sy keelgat af, maar jy sien nie eintlik al die goed wat hy reg doen nie. Komplimenteer jy jou arbeid vir die goed wat hulle reg doen? Hoe lyk hierdie stelsel van jou? Het jy 'n stelsel in plek wat jy op 'n maandelikse basis jou arbeid evalueer, monitor en dan sodat jy kan weet dat jy vir mense komplimente kan gee of kan komplimenteer vir wat hulle reg doen en nie net sien as daar iets verkeerd gaan nie. Dan hoe lyk jou bemarking en jou verkope vir maksimum wins? Nou, daar's 'n verskil tussen bemarking en verkope. Bemarking is wanneer jy vir jou 'n storie, dis jou handelsmerk. Dis jou storie, hoe boer jy op jou plaas? Wat is die storie? Wat is die geskiedenis van jou boerdery? Hoekom boer jy? Wat is jou waardes? Wat doen jy op jou plaas? Hoe hanteer jy jou arbeid? Hoe hanteer jy jou diere? Wat maak jou plaas uniek? Wat maak jou produk uniek? Dit is jou bemarking. En verkope is waar jy maar net wanneer jy fisies die produk gaan verkoop, wie bel jy, wie is jou kliënte, bel jy net die agente, het jy direkte kontak met die abattoirs, het jy kliënte wat direk by jou koop, verbruikers wat direk by jou koop, hoe gaan jy te werk of maak jy gebruik van al daai verskillende metodes van verkope, of het jy net een metode van verkoop? Het jy 'n aanlyn teenwoordigheid, het jy 'n webwerf waar mense kan gaan kyk wat in jou besigheid aangaan? Het jy byvoorbeeld 'n YouTube kanaal waar jy vir mense waar jy weekliks video's opsit om te sê wat doen jy in jou boerdery, waar jy jou storie vertel, hoe teel jy jou ramme, hoe doen jy jou seleksie ensovoorts, sodat mense kan opkyk na jou en dat hulle kan sien dit is wat jy doen op jou plaas en dit is hoekom hulle wil besigheid doen met jou. So die vraag wat jy vir jouself moet vra is hierdie bemarking en verkope van my in plek, hoe moet ek dit doen? Wie kan my help om dit beter te doen? Dan opvolgbeplanning en die bou van 'n boerdery nalatenskap. Die meeste, as jy nou my ouderdom is, dan is dit die manne wat se seuns begin 'n plaas toe kom en die vraag is, hoe lyk jou opvolgbeplanning? Weet elke ou presies wat in die boerdery aangaan? Weet elke familielid hoe dit gaan oorgedra word? Hoe gaan die opvolgbeplanning werk? Wie is die persoon in die familie wat die boerdery gaan oorvat? Wat hom moet vorentoe vat? En dan wat se opleiding is daar nodig vir die persoon om die boerdery oor te vat?
En wanneer gaan jy begin met hierdie oordrag? Wat is die take, wat is die verantwoordelikhede wat eers gaan oorgaan en wat gaan later oorgaan, om te sorg dat daar 'n soemlose oorgang is tussen jou en die opvolger. Is jy goed in plek, dat daar nie familietwis is, sodat die kinders, as jy nie meer daar is, wil niemand met mekaar praat nie, die hele familie is uit mekaar uitgeskeer, en dit net oor die grond, wat totaal onnodig is. As jy hierdie goeders reg doen, dan behoort dit nie so te wees nie. Jy kan almal regverdig hanteer, kry vir jou kundige mense wat jou kan help met hierdie goed, begin vroegtydig daarmee, sodat almal presies weet wat aangaan en hoe dit werk. Want baie van hierdie goeders is ook maar persepsies wat mense het, oor die ou wat die grond erf of die grond aangaan, dat hy die ou is wat die meeste voordeel trek, en dit is nie noodwendig so nie. So gaan kyk hoe werk hierdie opvolgbeplanning van jou, gaan praat met die regte mense, die vraag is jou strukture in plek, hoe lyk jou entiteite, watter entiteit besit die grond, watter entiteit besit die vee, hoe werk hierdie entiteite met mekaar, wie is die aandeelhouers, wie is die trustees, ensovoorts. Daar's 'n magdom van goeders wat jy moet in ag neem, om te sorg dat die goed reg is, en die beste is om vroegtydig daarmee te begin, sodat jy alles kan oordra, want jy wil nie opeindig in 'n situasie waar die kinders basies die grond moet verkoop net om die belasting te betaal, en dan is daar niks oor vir niemand nie. So dit is belangrik dat daai goeders in plek is. Dan die tweede been van die 3 pilare is die bestuur van natuurlike hulpbronne. Nou hierso kyk ons na grond, water en veiding. So die vraag is hier maar net, wat jy vir jouself moet vra, het jy stelsels in plek? Het jy 'n plan in plek? Het jy 'n langtermynplan in plek vir jou grond, vir jou water, vir jou veiding? Hoe wil jy hê moet hierdie plaas van jou lyk oor 10 of 15 jaar van nou af? Hoe moet hy daar uitsien? Hoe wil jy hê met jou grond, die gesondheid van jou grond wees? Het jy 'n vertrekpunt? Weet jy hoe dit huidiglik is? Hoe lyk die ekosisteem in die grond, jou biomassa in die grond, hoe lyk die mikroorganismes wat in jou grond is daar miskryers, is die nodige bakterieë daar, of is die goed vernietig? Hoe gaan jy dit kry dat jou grond se gesondheid van so 'n aard is, dat dit vir jou die optimum plantproduksie kan gee vir daai boerdery? Dan wat die water aan betref, hoe bestuur jy jou boogrondse water? Hoe bestuur jy jou ondergrondse water? Het jy voldoende water? Het jy voldoende infrastruktuur om daai water reg te benut? Keer jy die boogrondse water, keer jy dit uit op die veld, of het jy damme? Wat doen jy met jou boogrondse water as dit kom reën, dat al die water nie wegloop nie, maar dat jy wel die beste moontlike benutting kry van daai water wanneer dit kom? Dan die ondergrondse water, benut jy dit, oorbenut jy, onderbenut jy dit, weet jy hoe sterk is daai waters van jou? Waar is die watertafel? Monitor jy die watertafel? Weet jy wat is die mineraalinhoud van jou ondergrondse water? En hoe affekteer dit jou diereproduksie ensovoorts? So gaan kyk daarna, as jy nie plek het nie, kry kundige mense om jou te help om dit te doen. Dan wat die veiding aanbetref, dit help nie, jy het al die optimum grondgesondheid en benutting van water, maar al die plantmateriaal wat bo op die grond staan, is van so 'n aard dat die diere dit nie kan benut nie. Want jou veidingstelsels wat jy toepas, is van so 'n aard dat jy sê nou maar aanhoudende beweiding, so jy vreet al die smaaklike goed weg, en is net al die onsmaaklike goed wat oorbly en wat floreer. So hoe lyk jou veidingstelsel? Hoe benut jy jou veld, sodat jy seker maak dat jy jou smaaklike plante vermeerder en die onsmaaklike plante onderdruk sit? Hoe gaan jy dit regkry? Daar is maniere wat die boere dit doen. So as jy wil
onder die top 20% skaapboere in Suid-Afrika wees, dan sal jy met hierdie goed regkry. Jy sal moet weet hoe om daarmee te werk te gaan. Dan wat die draagkrag aan betref, daar is normes wat uitgewerk is vir elke plaas wat sy draagkrag is, maar dit is net 'n norm. Dit is nie te sê dat jy daai draagkrag dat jy dit nie kan verhoog nie. Daar is maniere wat jy die draagkrag kan verhoog, maar jy kan ook verseker jou draagkrag verlaag. As jy die verkeerde bestuurspraktyke toepas, dan gaan daai plaas van jou se draagkrag swakker wees as wat die norm is. En dan verstaan jy dalk nie hoekom jy nie kry uit die plaas wat jy veronderstel is om te kry uit die plaas uit nie. Dan die derde been is skaapproduksie en bestuur. Nou hierso gaan ons kyk, by skaapproduksie en bestuur gaan ons kyk na teeling en seleksie, voeding en bestuur, dieregesondheid, basiese infrastruktuur en dan toerusting en tegnologie. Nou, as ons kyk by teeling en seleksie, die eerste ding wat jy op jou plaas moet gaan uitsorteer vir jouself, is hoe lyk die diere? Wat se diere gaan die beste aard op jou plaas, jou spesifieke plaas, jou spesifieke omstandighede? Waarmee moet jy boer? Is dit 'n vleisskaap, is dit 'n wolskaap, is dit 'n vleiswolskaap? En dan moet jy gaan seker maak, hoe lyk daai skaap? En as jy daai skaap gaan uitsorteer, dan moet jy jouself sê, okay, is hulle funksioneel doeltreffend? Hoe lyk 'n funksioneel doeltreffende dier op my plaas? En as jy daai prentjie het, dan moet jy vir jouself gaan sê, right, hoe gaan ek sorg om om diere te teel wat so lyk, of in te koop wat so lyk, en hoe gaan ek selekteer dat my vervangingsoeye voldoen aan hierdie vereistes? Hoe gaan ek selekteer dat my jong vervangingsoeye die hoogste moontlike potensiaal het om te reproduseer en te produseer op my plaas? En om dit te kan doen, moet jy moet 'n teelbeleid hê, en jy moet 'n teelplan in plek hê, wat vir jou gaan sê, hoe gaan ek teel, hoe gaan ek aankoop, wat gaan ek aankoop, by wie gaan ek aankoop, waarna gaan ek kyk, wat is die norme, wat is my visie, wat is my doelwitte, wat wil ek verbeter in my kudde, en dan moet jy dit gaan stel, en dan moet jy dit weer eens, dan moet jy dit monitor, evalueer en regstel, heeltyd, monitor, evalueer en regstel. So dit is wat teeling en seleksie aan betref. Dan by voeding en bestuur, hier gaan dit maar oor die reproduksiesiklus van die dier, en skaapboerdery is 'n sikliese ding. Dit is 'n ooi, het 'n periode van dragtigheid, en dan so jy kan dit nie verander nie. So jy gaan daar is 'n bestuur wat jy moet toepas voor paartyd, dan is daar bestuur tydens paartyd, dragtigheid, lamtyd, en dan moet jy die ooi weer in die regte toestand kry om weer ram te vat. So dit is maar daai produksiesiklus, en jy moet vir jouself gaan uitwerk, hoe gaan jy dit doen? Het jy 'n bestuursprogram wat jy volg, om dit te kan, om te weet wat moet jy in elke stadium van die reproduksiesiklus doen, sodat jy die optimum produksie en reproduksie kan kry uit jou kudde uit. So, weet jy wat om te doen 2 maande voor paartyd, weet jy wat om te doen met paartyd, gee jy prikkelvoeding, hoe lyk jou bestuur tydens eerste fase van dragtigheid, vroeë dragtigheid, middragtigheid, laatdragtigheid, ensovoorts. So jy moet 'n bestuursprogram in plek hê om daai te kan hanteer, en dat jy kan presies weet wat moet jy in elke stadium doen, en ook wat die kondisie van jou diere is. Monitor jy die kondisie, het jy 'n stelsel in plek om jou oeye om die kondisie te monitor. Want dit is een van die heel belangrikste goed in die reproduksiesiklus, is om jou diere se kondisie deurlopend dieselfde te hou. Jy wil nie hê jou diere moet te veel wissel in kondisie nie. So, en dan wat dieregesondheid aan betref, het jy 'n end- en doseerprogram wat jy volg tydens hierdie reproduksiesiklus, het jy 'n biosekuriteitsplan in plek. Hoe lyk jou biosekuriteitsplan?
om te sorg dat daar nie siektes uitbreek op jou plaas nie, om te voorkom dat daar siektes uitbreek nie. Hoe keer jy dat daar nie siektes inkom op jou plaas nie? Wat maak jy as jy ramme aankoop byvoorbeeld, of as jy diere inkoop, gaan staan hulle in kwarantyne op jou plaas, of jaag jy hulle maar net sommer tussen die ander diere in? Hoe gaan jy te werk om te sorg dat jou dieregesondheid op standaard is? Dan die basiese infrastruktuur op jou plaas, is jou basiese infrastruktuur op jou plaas so dat dit vir jou die optimum sukses in jou boerdery kan gee. Hoe lyk jou krale, hoe lyk jou paaie, hoe lyk jou windpompe, hoe lyk jou arbeiders huise? Is jou huise van so aard dat die mense wat daar bly voel, jy respekteer hulle vir wat jy van hulle verwag? So hoe lyk jou basiese infrastruktuur? Het jy 'n plan in plek? As dit nie in plek is nie, hoe gaan jy dit verbeter om dit reg te kry binne 'n sekere tydperk? Dan wat toerusting en tegnologie aan betref, hoe lyk jou toerusting waarmee jy werk? Is jou toerusting totaal flenters, of is jou toerusting in so 'n toestand dat die mense daarmee wil werk? Want hier is ook 'n belangrike ding, dat dit hang van jou as boer af. As alles waarmee jy werk stikkend is, dan gee dit ook die indikasie vir jou arbeid, dat jy gee nie om regtig oor hoe jou goed lyk, en dan doen hulle dieselfde. As alles stikkend is, dan breek hulle alles wat jy inbring. So dit is, hulle noem dit die broken window principle. So as daar van jou goed stikkend is, maak dit so gou as moontlik reg. Sorg dat die goed netjies is. Sorg dat jou toerusting op hulle plekke is. Dit is ook maar een van die goed van, as jy as elke ding op sy plek is, of as daar 'n plek is vir elke stukkie toerusting wat op die plaas is, as daar van die goed weg is, dan kan jy dit onmiddellik sien. En die mense wat saam met jou werk weet ook dat jy weet wat aangaan op jou plaas, en dat elke ding 'n plek het. Maak jy gebruik van tegnologie? Het jy skale? Het jy slim hierdie RFID's om jou data in te samel? Watse tegnologie gebruik jy om die data in te samel wat jy nodig het om die regte besluite te neem op jou plaas? Want as jy nie die besluite neem gegrond op data nie, dan neem ou gewoonlik die verkeerde besluit. So hoe lyk die tegnologie wat jy gebruik? Is daar moontlike tegnologie wat jy kan gebruik wat die boerdery vir jou baie makliker gaan maak as wat dit huidiglik is? Verstaan jy die tegnologie? So dit is belangrik om te weet hoe om hierdie goeders toe te pas in jou boerdery en tot jou voordeel te gebruik. Nou, soos ek beloof het aan die begin van die video, as jy onseker is van waar staan jy in jou boerdery, dan moet jy eers hierdie boerdery evaluasie gaan doen. As jy dit nog nie gedoen het, jy gaan doen die boerdery evaluasie, kyk waar lê jy teenoor die top 20% skaapboere in Suid-Afrika. En as jy sien jy het hulp nodig, dan is jy baie welkom om vir my te kontak. Ek het 'n skaapboerdery mentorprogram. Die mentorprogram loop oor 12 maande. En dit is 'n program waar ek dan vir jou stap vir stap deur hierdie 3 pilare vat, waar ons dan vir jou sal help om jou beplanning te doen, jou strategie uit te werk, jou stelsels in plek te kry, en dan sal ons vir jou vat deur die proses om dit te implementeer en dan te monitor, te evalueer en regstellings te maak. So, hoe dit werk is, ek help toegewyde kommersiële skaapboere om hulle skaapboerdery te groei na die top 20% binne 12 maande met my Welvaart met Skaap Top 20 mentorprogram. So, gaan kyk na hierdie video wat nou op die skerm gaan verskyn, en dan sal jy meer 'n beter idee kry van wat behels die Welvaart met Skaap Top 20 mentorprogram.